woord van die Here, jou Bybel saam met jou gebring het, hou daardie gewoonte en gebruik dit. Bring jou Bybel saam met jou sodat jy kan kyk dat dit wat ek hier sê uit God se woord is en nie sommer maar my eie gedagtes is nie. Nou ja, ek wil vanmôre met jou praat en vanmôre wil ek gebruik maak deur Handelinge 16 vanaf vers 13 wil ek met jou lees en ek wil dit vir jou bring. Ons is by die laaste boodskap rondom die reeks oor die Heilige Gees en ek wil vanmôre dan bietjie by die gawes en by die bedieninge stil staan. Ons gaan nie almal heeltemal deurvat en ons moet eintlik 'n hele Bybelstudie hou daaroor want dis 'n langtermyn gesprek om dit te leer en dit na te volg. So ek gaan so hier en daar in dit vat en net so 'n bietjie vir julle duidelik maak. Maar ek wil begin met Handelinge 16 vers 13 tot 18. Jy sal vanmôre vir my vra, Laurens, hoekom is die Heilige Gees gawes en bedieninge noodsaaklik? Hoekom is dit noodsaaklik dat die Heilige Gees gawes in die kerk moet werk en dat die bedieninge in die kerk van Jesus teenwoordig moet wees? Kom ons hoor 'n bietjie wat sê julle. Is dit noodsaaklik? As jy sê ja, gee dan vir my 'n antwoord hoekom. As hy stigting van die gemeente, ek dink dit vat dit alles saam. Maar is daar nog iemand wat iets wil byvoeg? Sê weer. Gehoorsaamheid, ja, dit maak mense gehoorsaam aan wat die Here vir ons wil hê ons moet doen. Pragtig. OK, kom ons kyk gou-gou. Ons lees gou hierdie stukkie uit Handelinge 16 vanaf vers 13. Hy sê en op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was. En ons daar uit gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy in haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly hier. En sy het hom gedwing. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin wat 'n waarsêende gees het ons tee, wat vir haar eienaars baie waarsêery deur haar waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is dienaars van God die Allerhoogste en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen. Maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. Wow. Wat 'n snaakse verhaal. Maar 'n verhaal wat soveel potensiaal van lering het vir die kerk van Jesus vir vandag, dat ons eintlik 'n hele boodskap hieraan kan wy en kan sê, op hierdie pragtige dag wat ons praat oor die gawes en oor die bedieninge, hoekom is dit belangrik dat hierdie boodskap, en terwyl ek in hierdie gedeelte gelees in hierdie week, en hierdie gedagte, die Gees van die Here in my hart plaas, toe bring dit my terug na die kerk van Jesus, en die vraag vanmôre is, wat maak die meeste skade aan die kerk van die Here? Wat doen die meeste skade aan jong mense? Wat doen die meeste skade aan groot mense, aan kerkmense, aan mense wat ons ken in die families en vriende en al hierdie goeters? En ek wil vanmôre met jou praat, terwyl ek hier na kyk en terwyl ek nou daaroor praat, sien ons hier 'n vroutjie wat besig is om met waarsêery om te gaan. Sy het 'n gees van waarsêery. Mense, ons ken nie die bose geeste so regtig so mooi in die kerk meer vandag nie. Ons praat nie juist daaroor. Ons wil nie oor dit gesels nie. Ons wil nie bose geeste noem en hierdie dinge nie, maar as ons kyk in hierdie verhaal, dan vind ons dat hier is Paulus besig om die evangelie uit te dra, en hy kom by die gebedsplek, en dan, nadat hy by hierdie vrou, Lydia die purperverkoopster uitgekom het, dan kom daar 'n jong dogter, wat 'n waarsêer gees het, en ons kyk, en sy volg hulle, en sy loop saam met hulle, en sy gaan waar hulle gaan, en sy beweeg waar hulle gaan, en Paulus spreek die woord, en sy sit daar,
daar en sy luister en sy's deel van dit, maar sy's gebonde in 'n gees, sy kan nie loskom nie. Ek wil vir jou sê, die dag wat ons in lewe, is daar 3 dinge wat ek nou aan dink, wat die kerk van Jesus baie skade bring. Die eerste probleem wat ons vanmôre het is, as ons kyk na hierdie, wil ek eers met jou net so die aanloop gee en vir jou sê, hierdie vroutjie, wanneer hulle kyk na haar, hierdie jong meisie, dan sou hulle gesê het, wat 'n Christen. Wat 'n pragtige kind van die Here. Sy is in elke diens. As Paulus daar optree, dan sy daar. As hy loop, dan loop sy agter hom. En die Bybel sê vir ons, terwyl sy so agter hom loop, dan roep sy uit op die top van haar stem, of sy praat en sy roep die mense. Sy sê, kom luister, kom hoor wat sê hierdie man, want dit wat hy verkondig, is die ware leer. Hoor wat sê hy. Wat sê sy? Sy sê, hierdie, waar is daai stukkie? Hy sê, sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Oh, dis dan ons sal sê, 'n sondaar kan dit mos nou nie uitroep nie. 'n duiwelbesete mens of vasgevang in duiwelsbande kan dit nie uitroep nie. Hier sit 'n vrou in die kerk. En ons dag van vandag sou ons al gekry het in die kerk, en sy sit Sondag vir Sondag in die kerk, maar sy is gebonde in haar gees, en sy kom nie los nie. O, kerk van die Here, ek dink dis nodig dat ons vanmôre besef, dat nie almal wat in die huis van die Here in 'n biddingsplek van God sit, en nou noodwendig gered en verlos en wedergebore is nie. Jy kan hier sit vanmôre, en in jou gees kan jy gebonde wees. Hierdie vroutjie met 'n waarsêende gees gehad. Maar sy was onder die geklank van God. Sy roep tot uit en sê, luister wat sê hulle. Luister wat preek hierdie mense. Luister, want dit is die waarheid. Hulle preek die ware woord van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, so belangrik. En nou kom ek terug na die drie probleme wat in die kerk of in die mense lewe vandag is. Dan is daar 3 dinge wat vanmôre uitstaan en mense vashou. En die eerste een is die liefde vir geld. Wow. As jy nie kan amen sê nie, sê eina. Die liefde vir geld. Julle, Jesus het eenmal gesê, toe sê hy, jy kan nie wie? God en Mammon dien nie. Wie is Mammon? Ja, dis die bose gees wat oor die finansies van die wêreld aangestel is. En daarom is dit belangrik, jy kan nie God en die geldgod dien nie. Jy moet een van die 2 kies. Want jy sien, jy kan nie 'n diensknegt van die een wees en 'n diensknegt van die ander nie. Jy moet of 'n diensknegt van God die Allerhoogste wees, of een van die sataniese magte of die bose gees wat dan die afgod van geld is. Die liefde vir geld wat baie mense laat verlore gaan. En hierdie is 'n gees, julle. Dis 'n ding wat mense vashou. Dit begin by 'n klein dingetjie. Dit begin by 'n klein paar rand wat jy daar by die werk laat wegraak, wat niemand van weet nie. En as dit weggesteel word en jy vat dit weg en niemand sien dit nie, dan gaan jy 'n tweede maal probeer en jy sê, ag, ek kry mos nou swaarder as die baas en die baas het miljoene, so hoekom kan ek nie maar so 'n bietjie vat nie, net so 'n bietjie vir my toe eie nie. En so begin dit en vandag kry ons vanmôre oralste dat mense self tot moord pleeg om geld te kry. Wat maak dat iemand so liefde vir geld in sy hart kry, dat hy die dinge van die Here verwaarloos? Wat maak dat mense vandag so deur geld gemanipuleer word? Dat is sy werk en in sy huis en oral wat hy kom. En ons kry dit in die kerk ook kinders van die Here, die oor die meeste 10de gee. Baie keer dan wil hy dan wys, hy gooi die 10de in. Dan vat hy daai R200 en hy gooi dit so neer, dat julle kan sien. Gebeur nie hier nie, ander plekke. En hulle gooi dit in, sodat almal kan sien.
Die woord van die Here sê wat jou linkerhand doen met jou regterhand eers weet nie. Jy moet dit doen uit die reinheid van jou hart. En daarom is vanmôre dankbaar, want as hierdie gees jou vasgegryp het, mense, kom jy nie maklik daarvan los nie. Dit is soos bande wat jou vasbind, en net die Here kan jou losmaak daarvan. Die tweede persoon, of die tweede probleem wat ons in ons kerk en in ons samelewing vandag, 'n moordenaar en 'n werklike, ek wil amper sê, dit is wat die duiwel gebruik om te oorwin in mense se lewens, is dit seksuele sondes. Wow, Lourens, jy preek altyd net sonde. Ek kan net preek as die Gees van God dit vir my gee. Ek wil nie vanmôre sê is iemand wat dit doen nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy met pornografie speel, speel jy met jou lewe. Pornografie is een van daai middele wat soveel mans vasgebind het en mense vashou en mense vasgryp. Dit is hierdie sonde in jou lewe, seksuele sonde, oortreding buite die huwelik, oortreding wat jy moet doen, die hoerery en al hierdie goeters. Dis 'n gees wat mense vasbind. En jy kom nie los nie as God jou nie losmaak nie. Ons praat van dit as welis. Die derde ding wat mense waarlik van die Here af wegdryf en wat die vyand vanmôre gebruik as 'n oorwinningsmiddel is sterk drank. En dis een van die dinge wat soveel mense vasgryp. Dit begin deur 'n ou klein doppie. En ek weet, want ek kom ook hierdeur en dis hoekom ek mense kan waarsku. Dit begin by jou vriendekring. Waar hulle sê, ag kom Boeta, kom ons vier dit. Ons het nou gewen, ons rugby span het gewen en elkeen van ons gaan net 1 bier drink, net 1 bier, dis genoeg. Ons wil dan net sê ons is vrolik en bly. En dit begin by 1. Maar dit stop nie daar. Ek het by baie alkoholiste gesit. En die meeste alkoholiste weet nie eers hy's 'n alkoholist nie. En jy kan nie gehelp word voor jy nie erken nie. As jy gaan na die AA toe, die alkohol, dan waar hulle die rehabilitering doen, dan sê hulle vir jou die eerste stap is, jy moet erken jy het 'n probleem en jy moet gehelp wil word. En al hierdie goed wat ek nou vir jou gedoen het, is 'n lewensverwoester. Hierdie 3 dinge wat ek genoem het, is 'n lewensvernietiger. Hy vernietig jou lewe, hy vernietig jou geestelike lewe, hy vernietig jou gesin, hy vernietig jou besigheid, hy vernietig jou boerdery. Dit vernietig alles wat jy gehad het. En dit vat ook jou lewe. Mense, hierdie dinge is baie keer in die kerk. En ons kom dit nie eens agter nie. Ons kom nie eers agter dat daar mense rondom ons sit wat hierdie probleme het nie. En ons kan baie ander sondes ook noem, maar kom ons los maar die ander. Ek het net hierdie 3 wat in my gedagte opkom. Daar's ander dinge ook wat mense van die Here af wegdrywe, maar dis alles bindinge wat ons van die Here af wegneem. En nou sien ons hier, wat is die uitweg daarvan? Dank God, daar het 'n oplossing gekom. Toe Jesus aan die kruis sterwe, toe maak hy vry. Elkeen wat wil daartoe kom, het hy vir gesterf sodat ek en jy gered kan word. Daar is vanmôre hoop. Sou jy om enige van hierdie sondes vasgevang wees vanmôre? Daar is hoop vir jou. Daar is vanmôre redding vir jou. Daar is daar vir jou hoop in Jesus naam. Hy het aan die kruis gesterwe en die prys betaal. En hoor, dis waar die gawes en die bedieninge inkom. En terwyl Paulus na hierdie dametjie kyk, toe sien hy iets wat die ander nie sien nie. Hulle hoor haar woorde, hulle kyk na haar en sy lyk vir hulle asof sy ook nou 'n volgeling van Jesus is. Maar die Bybel sê, terwyl sy so skree en dit baie lank doen, het Paulus baie ontevrede omgedraai en vir die Gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit daar uit te gaan. En die Gees het onmiddellik uitgegaan. Sy het nooit weer
waar gesê nie. Sy het nooit weer voorspellings kon maak nie. Sy het nooit weer kon sê wat het in jou verlede gebeur nie. En vir jou vertel, toe jy kind was, het dit en dit gebeur. Nou, julle hierdie wat op die program, wat op die TV was, 'n paar jaar gelede van aan die ander kant. En dan kom die ou, en dan sit hy so, en dan bring hulle hom in as 'n medium, en hy ook nogal geestelik, hy praat ook soms, hy so 'n bietjie geestelikheid by. En dan sê hy, ek het nou net ontvang, jy het daardie persoon, iemand, 'n dogter of iemand aan die dood afgestaan. Of jy is deur die en daai gemolesteer en so te dalk iets het gebeur in jou lewe in die agtergrond. Nou die vyand het 'n rekord van elkeen van ons. Hy probeer boekhou van jou. En hy ken al jou swakhede en waar jy gestruikel het en wat in jou lewe gebeur het. En hy probeer dit neerskrywe, want jy sien, hy wil nie een van die kinders van die Here moet oorwinning hê nie. Hy wil hê julle moet almal verloor. En julle moet almal verlore gaan. En nou sit hy, en hy weet van sekere dinge in jou lewe, en daarom kan hulle sekere tere reguit en reg praat waar sy hy doen. Maar as die kerk van die Here dit net kan raak sien, dan dit van die vyand afkom, dit kom nie van die Here af nie. Geestelike gawes is ander. Maar hier begin deur Paulus eerstens die gawe van onderskeiding van geeste plaasvind. Hy kyk na hierdie vrou. En toe sien hy daar's 'n waarsêersgees in haar. En dan gebeur die volgende. Dan begin die bediening van kragte. Die werking van kragte. En of die uitdrywing van geeste, hoe jy dit ook wil noem. En hy spreek haar aan en hy sê, gees, met die naam van Jesus, gaan uit hierdie vrou uit. En daar beweeg die gees weg van haar af. En nooit weer is hy dieselfde. Kerk van die Here, die kerk het weer nodig dat daar gawes in die kerk moet wees waar die krag van die Heilige Gees kan werk en waar mense kan vrygemaak word en mense by die Here kan uitkom en mense kan loskom van hulle bindinge waar hulle vasgebind sit in kerkdienste soos hierdie. Daarom is dit waar ek en jy in die prentjie kom. Dit is nou goed en wel dat Paulus dit gedoen het en dat die Here hom gebruik het in daai gawes. Maar ek en jy het 'n roeping in die kerk. Ons het rede om vanmôre in die bedieningswerk van die Here te staan. En dis waar die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons die afgelope paar sonde oor gepraat het, van kardinale belang is. Want jy sien, Jesus sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hy sê, gaan wag in Jerusalem, dat julle nie met hierdie swakheid van julle geloof, wat julle nou mee so worstel, probeer om die werk van God uit te brei nie, want julle gaan sukkel, maar gaan wag, totdat julle aangedoen word met die Heilige Gees krag, want julle sal dynamiet ontvang, julle sal dinamiese krag kry, as die Gees van God oor julle kom, en julle sal my disippels wees. In Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die gawes. Ons gaan kyk in 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6. Kom ons kyk net so vinnig daarna. Ek gaan so hier en daar vir jou blaai en so hier en daar met jou daaroor praat. Maar 1 Korintiërs 12 praat hy, gaan ons lees eerstens van vers 4 tot 6. Hy sê, daar is verskeidenheid van genadegawes, maar word dieselfde Gees aan julle gegee. Vers 5, daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles en almal werk. Hy wil eintlik sê, hierdie is nie die menslike talente nie. Dis die talente wat mense opdoen. Jy kan mooi sing en jy kan mooi musiek maak en speel en klavier speel of dromme speel of gitaar speel of wat. Of jy kan mooi dans, jong mense wat gedans daar op die verhoog en soeke goed. Of jy kan lekker rugby speel of netbal. Dis nie hierdie talente nie, dis talente. Dis nie gawes nie. Geestelike gawes is bonatuurlike werkinge wat die Here
deur sy kerk werk. Dis bokant talente. Dit is wonderbaarlik en bonatuurlik. Dis een kragtige werking waar die Gees van die Here werk. Daarom sê hy, dit is die Gees wat al hierdie dinge werk. Nou wil ek vir jou verder gaan, as jy net so 'n bietjie verder kyk in 1 Korintiërs 14:2. Kom ons kyk net daar. Die gawes van die Here en die bedieninge is baie belangrik dat ons dit reg moet gebruik. 1 Korintiërs 14 vers 2 sê hy die volgende. Hy sê: Hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Hy sê, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting. Woorde van stigting. Dis vers 1 en 2. Dan vers 12. So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente. Met ander woorde, die gawes werking is om mense op te bou, nie af te breek nie. Die gawe werk nie deur jou om vir iemand te sê hoe sleg is hy en hoe verlore is hy en hierdie dinge nie. Die gawes werk deur jou om mense op te bou en te sê, man, alles jou lewe stikkend, luister, God wil jou herstel en hy wil jou nuut maak en dis waar die gawes intree. En daarom is so belangrik, kerk van die Here, ons bou die kerk op, hierdie geestelike gawes. Want jy sien, die gawes word aan elkeen gegee. 1 Korintiërs 12. Kom ons gaan kyk weer 1 Korintiërs 12 waar hy praat van die gawes. 1 Korintiërs 12 vers 7. Aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Mense, dis nie jou gawe nie. Jy word net gebruik deur die Heilige Gees. Baie mense dink jy besit dit. As dit jou eiendom was, dan moes almal vir waar jy voor bid gesond geword het. En ek weet nie van een ou wat kan sê, behalwe die Here Jesus, wat kon sê, ek het vir almal gebid en almal het gesond geword. Ek ken nie so iemand. Selfs die groot bidders, weet ek van, dat tye wat hulle voor gebid het, en mense het net nie geloop nie. Mense het net nie gesien nie, en hierdie dinge. Maar die Gees gee, en dan sê hy, woord, deur die Gees, die een word deur die Gees 'n woord van wysheid. Woord van wysheid is om wysheid te kry. Nou ons gaan nie dit nou alles vandag sê nie, maar dis nie die wysheid van mense nie, dis die wysheid so Salomo. En 'n ander weer geloof, of kennis het hy daarna, dan geloof deur dieselfde Gees, dan 'n genadegawe van gesondmaking, dan werking van kragte, 'n ander profeseë, en 'n ander onderskeiding van geeste, 'n ander allerlei tale, en 'n ander uitleg van tale. Al hierdie dinge werk die een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil, soos die Here wil. So die Gees van God gebruik hierdie gawes, hierdie 9 wat ek nou vir julle gelees het, en ons wil ander daaroor praat wat elkeen se bedoeling is, maar is 'n hele studie op sy eie. Maar vanmôre wat ek vir jou sê, gaan slaan 'n bietjie na, en as jy nie weet wat sê watter 'n woord van kennis, wat 'n woord van kennis is nie, dis wanneer die Here aan jou duidelik maak, iets wil duidelik maak. Hy wil vir jou iets gee. Dis wat Petrus hier, Paulus hier gekry het, toe hy na daai vroutjie kyk, toe kry hy kennis. Kennis en profesie is amper dieselfde, openbaring is amper dieselfde. Maar ons sien hier die werking van die Heilige Gees, en dan die tweede gedeelte wat ek mee moet praat, is die bediening in die gemeente, en ek dink dis hier waar ons baie keer tekort skiet. Die bediening in die gemeente wil ek vanmôre met jou oor praat. Efesiërs 4 vers 11 en 12. Efesiërs 4 vers 11 en 12. Ek gaan net hierdie een gebruik. Daar's baie ander bedieninge, ons kan die ander bedieninge in 'n Bybelstudie gebruik, maar ek wil vanmôre met Efesiërs 4 vers 11 en 12 gebruik om vir jou te lees. Hy sê, en hy het gegee sommige as apostels, ander profete, ander evangeliste, ander herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Mense, daar's die hoofbedieninge wat in die kerk van Jesus deur die leiers ingeneem word,
dis die volgende, en ek hoop elke dominee, elke pastoor, elke priester, elke prediker wil hierdie in hulle lewens begin toepas. Luister wat sê hy. Hy praat hiervan. Hy sê, hy het gegee as sommige die 5voudige bedieninge, apostels. Wat is 'n apostel? Ek gaan net by dit by julle stil staan. Apostel is iemand wat onder die heidene gaan gemeente stig. Dis 'n apostel. Apostel is die eerste ou wat in 'n land inkom en die Here stuur hom hier in Afrika aan. En hy kom daar onder die mense daar in die, kom ons sê maar in die woude. En hy kom daar en hy bring vir die eerste maal die evangelie van Jesus aan daardie nasie. Dit is die amp van die apostel, deur God gestuur om daai woord te bring. En gewoonlik wanneer hy die woord uitdra, dan is dit met samewerking van wonders en tekens gaan dit gepaard en die Here seën hom sodat hy gemeentes kan stig en die evangelie van Jesus in daardie land kan uitdra. Dis die apostelbediening. Jy het nie 'n amp van apostel nie. Jy die bediening van 'n apostel. Die tweede een. Hy sê en 'n ander profete. Profete, en hier praat ons van die amp of die bediening van die profeet. Jy het nie die amp so seer nie. Jy's nie, hulle moet nie vir jou sê profeet Lourens, profeet Jan, profeet Piet nie. Jy is maar net 'n werktuig in die hand van die Here. Maar jy die profetiese bediening. En die profetiese bediening is, so spreek die Here. En pas op, as die Here nie spreek nie, dan is jy 'n vals profeet. Dan het God dit nie gesê nie. En dit is maklik om vir mekaar te sê, ek het so en so van die Here gehoor, maar het jy regtig gehoor? Is dit nie maar jou eie gevoel nie? Ek onthou van jare gelede hulle vertel van iemand wat by 'n selgroep was, en toe staan iemand op en sê, die Here het vir my gesê, jy, weduwee, en jy, weewenaar, moet trou. En hoe kan die ou dan sê, nee, as die Here gesê het, hy moet. En toe trou hy, en binne 3 weke toe skei hulle. Want God het nie so gesê nie. Die Here maak nie so fout nie. So profeet, die tweede een is profeet. Aan die ander as evangeliste, die derde een, evangeliste. Mense, ons het dit nodig. Die kerk van die Here is arm, want daar's nie meer evangeliste nie. Daar's nie meer die ouens met die bediening van evangelisme nie, wat in die wêreld ingaan, van dorp tot dorp tot dorp, en begin preek en die evangelie verkondig, en hy het 'n tent, en hy gaan van een dorp na die ander dorp, en duisende siele kom by die Here uit. Wow, waar is ons evangeliste? Die kerk is arm. Arm. Ons wil die herders gebruik om siele by die Here uit te bring, en hulle sukkel hulle dood, want hulle probeer hulle eie kudde op die pad hou, en hulle nog siele gaan haal. En hulle het nie die bediening van sielebediening om in te bring nie. Die evangelis het daar die bediening. Mense in die gemeente, waar is ons evangeliste? Waar is die mense wat uitreik met die boodskap van die Here, wat kan predik, en hy preek dat ons amper sê tot die spoegspan. Hy preek 'n kerk vol. Ek onthou hoe het hulle gepreek. Onthou vir Reinhard Bonke? Onthou julle vir hom? Hy in Afrika ingegaan. Dan trek hy oor 1 miljoen mense bymekaar. En hy preek vir hulle. En ek het op van sy video's gesien. Dan maak hy uitnodiging, dan kom daar sommer so 300,000 mense uit. En dan staan hy daar voor en dan bid hy vir hulle, as hy so bid, dan val hulle so. So ry na ry. Ek weet nie of julle dit gesien het nie. Wow. O Here, ons huil dat hierdie mense nie meer met ons is nie. Billy Graham, een van die grootste predikers, ons was nie lief vir hom nie, maar een ding, God het hom gebruik. Al was hy ander nie lief vir hom nie. Die Here het hom gebruik op sy veldtogte waar hy was en wat hy gehou het, het daar op skare van mense so rondom ons het die rugbyveld, die Amerikaanse rugby op die paviljoene gesit, en wanneer hy die uitnodiging maak, dan stroom hulle jong kinders en ou mense en almal, hulle kom vorentoe en die trane loop oor hulle wange en hulle gee hulle harte aan die Here, en hy preek nie eers 'n vreeslike preek nie. Ek dink baie ander predikers preek meer vurig as hy gepreek. Maar hy het soveel siele by Jesus uitgebring. En so kan ons aangaan. Verskillende name noem.
evangeliste. Ons het hulle weer nodig in ons gemeente. En 'n ander herders. En 'n herder is nie 'n evangelis nie. 'n Herder is 'n versorger. Om die herdersbediening te wees, sê vir jou, wat is 'n herder? 'n Herder is nie iemand wat die bokke slaan oral waar hy kom. Hey, kom, jag weg nie. 'n Herder is iemand, as die skaapie weggeraak het, dan sit hy hom in die kraal, die ander 99, en dan gaan hy agter hierdie enetjie aan, en hy kom daar by hom, en hy sê, ag my skaapie, waar is jy nou jong? Kyk hier, die jakkalse gaan jou vang. En dan vat hy daai ou skaapie, en die Bybel sê Jesus, en hy sit hom op sy skouers. Hy laat hom eers loopie. Die evangelis gaan hom tou aan sy nek vasmaak en hom sleep, tot hy daar by die kraal kom. Maar nie die herder nie. Die herder vat hom en hy sit hom op sy arms, op sy skouers, en hy dra hom rustig en stil, terwyl hy nog vir hom sing ook, en sê, ek is op my pad hemel toe, sing het, altyd sing het, ek is op my pad hemel toe. En hy bring hom terug na die kraal toe. En dis die herdersbediening. En jy kan nie in die platteland 'n evangelis vir langer as 2 jaar in 'n gemeente hou nie. Maar in die eerste 2 jaar preek hy die gemeente so vol, al die ander kerke is leeg. Maar na 2 jaar, dan word hy selfe kerk leeg en die ander kerke vol. Want jy sien, hy leer hulle nie verder nie. Hulle het net gekom tot by die bekering en die doop en die doop in die Heilige Gees. En hy leer hulle nie om volwasse Christene in Jesus te word. En dan die laaste bediening wat hy hiervan praat, is leraars. Dis een van die bedieninge in die kerk van Jesus wat ons baie afskeep. Mense preek baie preke en ons preek baie oor die liefde van Jesus en ons praat oor ons eie sorge en ons probleme en ek kan vir jou getuig oor en oor en oor wat in my lewe gebeur het, maar ons het nie baie leraars nie. Ons het nie baie leiers wat vanmôre die gemeente kan vat en leer en sê ons begin hier en jy's nou gedoop, jy het tot bekering gekom, jy het jou hart aan die Here gegee en ons het jou nou gedoop en nou begin ons jou leer en dit is wat die woord van die Here sê Matteus 8:19. Hy sê gaan heen, maak disippels, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dis die leraars waar die probleem kom. Het ons nog die leraarbediening? Is daar nog in die gemeente die leraarsbediening? Liewe mens, ek ken geen gemeente waar die dominee of die predikant of wie ook al, en dank die Here, ek is nie meer 'n pastoor nie, ek is maar net 'n broer, maar waar hulle al die bedieninge het nie. Wys tog vir my so een, asseblief. Ek wil by daai kerk aansluit. Want ek dink dit sal fantasties wees. Maar God het dit nie so gewil nie. Want jy sien, julle, ek en jy en jy en jy en jy en jy en julle almal wat hier sit, maak saam die liggaam van Jesus uit. Ons saam is die liggaam. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, as jy dan deel van die liggaam van Jesus is, kom ons sê vanmôre, jy wil graag die mond wees, of die Here het jou gekies, kom ons nie jy wil nie, maar jy kan dit ook, hy sê strewe na die beste gawes, maar ek wys julle meer uitnemende weg die liefde. Maar jy kan strewe en sê Here gebruik my in watter bediening, maar hy gebruik jou waar hy jou nodig het, hoe hy jou wil hê. Maar as hy jou die mond gemaak het jy al gesien dat 'n mond 'n skoenriem kan vasmaak? Ek het ook nog nie gesien nie, maar dit kan dalk wees, maar ek weet nie. Ek weet nie hoe kom daai voet hier by my mond uit nie. Want jy sien, dis nie die mond se werk om die skoenriem vas te maak nie. Wie se werk is dit? Wow, julle is intelligent nie. Dis die hande. Maar as die hande en die arms verlam is, gaan hierdie hande iets kan doen. Jy kan nie, hoe gaan jy daarby kom? Jou bene is nou ook verlam. Hoe gaan jy daarby kom? Dis nie moontlik nie, hè? Die arms moet ook saamwerk. Maar voor hy kan saamwerk, moet die brein saamwerk. En die brein moet vir die arm sê beweeg en die arm moet vir die hand sê vat en die hand met die voet sê kom lig op. En dan kan jy eers dit doen.
So die probleem in die meeste gemeentes vanmôre is dat ons nie die bediening wat die Here ons gee uitleef nie. Daar's helpers en regeringe en daar's al hierdie soort, hulle wat met die finansies moet werk, hulle wat moet werk met die uitdeel van die armsorg of die welsyn. Daar's so baie werk in die gemeente, bedieninge en arbeidsvelde waar ons met bedieninge betrokke moet raak. Ons het nodig om te beweeg in die gemeente, helpers, daar's helpers nodig om die pastoor en die predikant en die dominee te help om die geld te tel en 'n boek te skrywe en te gaan bank en te sorg dat al hierdie goed reg is. Mense, ons groot probleem is ons wil alles self doen. En die Here het dit nie gewil nie. Hy het gesê, julle is 'n liggaam. Julle is nie net 'n kop nie. Die kop kan nie alles doen nie. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid. Daarom wil ek vanmôre afsluit. En vanmôre wil ek vir jou sê, as ons die kerk van Jesus weer wil wees, soos hy wil hê ons moet kerk wees, kom ons begin belangstel in waarvoor God ons geroep het. Kom ons begin onsself tot sy beskikking stel. Kom ons begin self sy Heilige Gees waar U my voor geroep het. Hier is ek, Here, stuur my. Stuur my. Nie almal is geroep vir die sending akker nie. Nie almal is geroep om uit te beweeg as evangelis en uit te beweeg ver en alles te los en in te gaan gemeente stig nie. Die Here het jou dalk geroep vir jou eie Jerusalem. Of vir Samaria, Klerksdorp. Of die uiterste van die aarde. God het jou geroep om iets te doen en iets te beteken. En dit is nou nie vanmôre nodig dat jy moet die werk doen wat die Here vir die herder gegee het nie. Dit is nie vanmôre nodig dat jy die werk van die evangelis moet doen as die Here jou nie daarvoor geroep het nie. Maar as jy vanmôre 'n helper is of jy vanmôre iemand wat moet aan ander gebiede vir die Here werk, kom meld aan en raak betrokke en sê Here, hier is ek, gebruik my volgens U wil. En die Here sal jou talente seën en jou verder gebruik. Ek wil jou vra om vanmôre saam met my jouself tot sy beskikking te stel. En dat ons as gemeente regtig die Here sal begin soek. En die bedieninge van die Heilige Gees in ons kerk sal uitleef. As daar kans gegee word vir 'n getuienis, gebruik dit. Kom na vore. Nou kom ek ook vir julle leer wat getuienis is. Getuienis is om lof aan God te bring. So getuienis is om te vertel, hoekom sê jy die Here is goed? Dis getuienis. So as jy kom getuig vanmôre, of wanneer die Here jou so lei, dan kom ons nie om te vertel hoe goed is ek, en wat het ek reg gekry, en wat het ek gedoen, en hoe het ek gemaak, en dit nie. Dis om te kom sê, die Here het my geseën. Ek onthou, ek het dit al gesê, maar ek wil dit weer sê. Waar ek eendag gepreek het iemand na die diens na my toe gekom, en ek kan maar sy naam noem, ou Tony. Tony was baie opreg, hy's nou nog lief vir die Here, hou van die werking van die Heilige Gees. En hy kom na my na die diens, en hy vat my hand, en hy sê vir my, daai tyd het hy nog vir my sê, pastor. Ek weet nie hoekom was ek 'n pastor nie, maar vandag is ek nie meer 'n pastor nie. Maar hy vat my hand, en hy sê, pastor. Hy sê, die Jesus wat ek ken het vanmôre so wonderlik deur jou gespreek. Wow. Ek het net so klein gevoel. Maar ek het geweet die eer gaan God toe. Gewoonlik sê hulle, wow, maar jy het mooi gepreek. Nou hierdie ou het dit bietjie anders benader. En hy het gesê, Jesus wat deur jou gepraat het vanmôre, het so mooi woord gehad, dat ons kan hom net loof vir dit. Kom ons bring ere aan die Here. Ek vra jou om saam met my net daar te sit, hoof te buig. En ons gaan vanmôre bid vir ons gemeente. Ons gaan bid dat die Here ons sal help, ons sal genade gee, sodat ons waarlik in hierdie gemeente sal begin, die bediening wat hy ons voor geroep het, uit te leef, en regtig voluit
vir hom te lewe. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons het vanmôre geluister na u woord. Die afgelope paar kere wat ons die woord gebreek het ons gepraat oor die Heilige Gees werking. En vanmôre, Here, het ons gekom by die punt waar u ons oproep tot dienswerk. Waar u vir ons gewys het wat die gawes van die Heilige Gees en die bedieninge is. En vanmôre, Here, wil ons opstaan, ons harte wil ons uitreik na u. Wil ons vanmôre ons harte oopmaak en sê, Heilige Gees, gebruik ons. Ons meld aan om betrokke te raak in die dinge van die Here. Ons meld aan vanmôre om te sê, hier is ons, gebruik ons om eer aan u naam te bring. Ons bid dat die gawes van die Heilige Gees in ons gemeente sal begin beweeg, Here. Ons bid dat siele tot bekering sal kom onder die geklank en die wonderwerkende krag van die Heilige Gees. Ons bid dat vanmôre ons bedieninge uitgeleef sal word. Here, dat ons sal inskakel en deel word van hierdie liggaam en ons plig sal doen wat die Gees van die Here wil hê ons moet doen. Word verheerlik, Vader, en dat hierdie 'n ware Pinksterkerk sal wees, vol van die Heilige Gees en vol van Jesus se krag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.